voorsien. Ek wil hê, jy moet saam met my blaai na Jeremia, hoofstuk 21, Jeremia, hoofstuk 21, ons gaan daar saam lees, vanaf vers 8, ek gaan jou net so bietjie in die prentjie inbring, van wat hier gebeur, en wat hier aan die gang is. Die opskrif of die tema van my boodskap vanmôre is, wil jy lewe, of wil jy sterf? Laat my nou amper dink aan, ons sal lewe, ons sal sterwe. Waar is julle nou? Ja man, as julle rugby kyk, dan sing julle hom uit volle bors. Ons vir jou Suid-Afrika. Laat my nou amper daaraan dink. Maar ek wil jou vanmôre vra, wil jy lewe, of wil jy sterwe? En wat hier in Jeremia 21 gebeur, eintlik moet ons bietjie vorentoe of teruggaan na hoofstuk 20 toe, waar Jeremia sy lot by die Here bekla. Jeremia word bespot, Jeremia word eintlik mishandel, omdat hy die woord van die Here reguit en onverskrokke gebring het na die konings en die leiers van sy tyd. En hulle dit nie waardeer het nie, en hy half gevoel het, maar almal kyk op hom neer, en almal verneder hom en spot hom, en vervolg hom vir die feit, dat hy opstaan vir die woord van die Here, en reguit is daaroor. En dan skielik verander hierdie prentjie, wanneer ons in Jeremia 21 kom, en dan kom hierdie einste koning Sedekia, en hy stuur ouens na Jeremia toe, en hy sê, Jeremia, hoor tog net by die Here, en gee tog net vir ons 'n woord, wat ons moet doen, want koning Nebukadneser is op pad om ons aan te val. Hy wil ons kom oorvat, hy wil ons kom oorneem, en ons weet nie wat om te doen nie, help ons, gee vir ons 'n woord van die Here af. Skielik is dit nou belangrik, en skielik het hulle Jeremia nodig. Maar hoor wat sê Jeremia vir hulle in vers 8. Daarna het die Here vir Jeremia gesê, jy moet vir hierdie volk sê, so sê die Here, ek gee julle die keuse, wil julle lewe, of wil julle sterwe? Wie in hierdie stad bly, sal sterf, deur die swaard, of deur hongersnood, of deur pes. Wie uitgaan en na die Galdeërs toe oorloop, deur wie julle beleer word, sal lewe, al sal hy net met sy lewe daarvan afkom. Wat die Here eintlik hier vir Sedekia hulle kom sê is, as julle oorgee aan Nebukadneser, as julle oorgee aan die Babiloniërs, aan die Galdeërs, sal ek julle lewe spaar. Al kom jy net met jou lewe daarvan af, jou lewe sal gespaar bly. Maar as jy in die stad gaan aanbly, as jy in Jerusalem gaan aanbly, en jy wil veg, en jy gaan jou teensit teen Nebukadneser, gaan ek jou om die lewe bring, gaan ek pes stuur, gaan ek hongersnood stuur, sal jy om die lewe kom. Dit is baie interessant, want dis tog die Here se volk, dis tog die stad Jerusalem, die Here se beminde stad. Maar jy sien op hierdie stadium wat gebeur het is, die konings en die leiers het nie gedoen wat God gevra het nie. Die Here het so mooi gevra as ons lees in hoofstuk 22, verskoon my, het hy gesê, moenie die wat onder julle is verdruk nie. Moenie die armes verdruk nie. Kyk na die wees en die weduwees. Maar wat gebeur het is, die konings en die leiers het na hulle self begin kyk, hulle self begin verryk, ten koste van die mense wat onder hulle was. En daarom het die Here gesê, gaan ek hierdie ding oor julle bring, en ek gaan julle in ballingskap stuur onder die Babiloniërs. Maar as julle julle self oorgee, sal julle lewe, anders gaan julle sterf. En my vraag aan jou vanmôre is, wil jy lewe, of wil jy sterf? Jy sal vra, Wouter, hoe kom jy by dit uit, in vandag se tyd? Sien, baie van ons klou nog so vas aan ons Jerusalem. Baie van ons vanmôre is so vas in ons gewoontes, in ons tradisies. Baie van ons is so vas in ons gemaksone, die Engels praat van 'n comfort zone, dat ons is nie bereid om uit ons comfort zone te beweeg na die onbekende, na wat God vir my in gedagte het nie.
En vanmôre kan jy dalk leef, of jy kan dalk slegs bestaan, maar God wil vanmôre hê, jy moet floreer. God wil hê, jy moet lewe en in oorvloed lewe. Maar soms kos dit, dat ek en jy uit daai Jerusalem gaan kom, uit die bekende gaan kom, uit die gemaklike gaan kom, en in die onbekende gaan, sodat ek God kan vertrou. Jy sien, wanneer ek en jy in die onbekende ingaan, het ek niks behalwe die Here om te vertrou nie. En hierdie ouens het dit geweet. Hulle het geweet as hulle uit Jerusalem uitgaan, dis die bekende omgewing, dis die beloofde land waartoe God hulle gelei het, dis al wat hulle ken, hulle is gemaklik daar, hulle is veilig daar. Hulle het geweet as hulle gaan uitbeweeg, het hulle net die Here om aan vas te hou. Hulle moes die Here op sy woord vat en hom vertrou. Na 'n onbekende nasie, onbekende reëls, wette, gebruike, tradisies. Maar hulle moes die Here daarvoor vertrou. Die uiteinde as jy aanbeweeg na Jeremia 52, is dat koning Sedekia op die einde van die dag gesterf het. Hy het nie gedoen wat die Here vir hom sê nie. Hy het Nebukadneser teëgesit. Die mense onder hom het teëgesit. En op die einde van die dag het hulle gesterf. Maar die wat gegaan het, die wat oorgegee het aan Nebukadneser, het gelewe. En die Here kom vanmôre na my en jou toe en vra vir ons, wil jy net bestaan? Wil jy maar net aangaan soos jy aangaan in hierdie lewe? Of wil jy voluit lewe in die oorvloed wat die Here vir jou het? Want dan kos dit dat ek en jy dalk vanmôre sekere goed gaan moet prysgee. Dan kos dit dalk dat ons die bekende moet prysgee. Dit kos dalk dat jy sekere vriende vanmôre moet prysgee wat jou terughou om te word en te wees wat God vir jou gedagte het. Ja, maar Wouter, as ek my vriende gaan prysgee, dan het ek geen ander vriende meer nie, dan is ek alleen. Ek is eerder alleen saam met Christus, as wat ek die wêreldse vriende om my het, maar ek verloon die Here. En ek floreer eerder in die krag en in die teenwoordigheid en die heerlikheid van die Here, as wat ek wêreldse vriende het, wat my aftrek. Want die grap van die saak vanmôre is, wanneer die eerste teëspoed kom, is dit daai vriende wat hardloop, en jy staan so alleen. Maar Jesus sal my nooit ooit begewe of verlaat nie. En daarom het van ons dalk nodig om vanmôre uit ons Jerusalem uit te beweeg in die land van die Galdeërs. Ons het dalk nodig om die onbekende in te beweeg. Ons het nodig om haar eerste tree te gee. Ons het nodig om uit ons comfort zone uit te kom, waar ons so gemaklik is, waar ons al van self al weet wat om te doen, wat om te besluit, hoe om te maak, waar die Here sê, kom op 'n plek waar jy so van my afhanklik is, dat jy net vir my het en niks anders nie. En dan gaan jy floreer. Ek dink aan Esegiel 37, waar Esegiel kom by die droë bene, en die Here sê, profeteer oor hierdie bene, en daar het begin vel en senings aankom, en vleis aankom, en daar het begin lewe kom. Baie van ons is soos hierdie droë bene. Ons bestaan net. Ons haal letterlik net asem. Ons beweeg net van punt A na punt B, en is 'n gesoeg, en is 'n gesweet, en is 'n gestruggle. Luister, vanmôre wil die Here hê, jy moet in oorwinning lewe. Die Here wil hê, ons moet in oorvloed kan lewe, in sy oorvloed van krag, in sy oorvloed van genade, in sy oorvloed van liefde, in sy teenwoordigheid. Maar ek is so vasgevang in my wêreldjie, ek is so vasgevang in my bekende, dat ek nie meer God se oorvloed kan beleef nie. God wil vanmôre hê, ek en jy moet uitbeweeg na die onbekende. Jy weet vanmôre wat dit is wat jy moet doen. Dalk is daar sekere besluite wat jy vanmôre moet neem. Dalk is daar sekere dinge in jou lewe wat jy moet los en moet losmaak van. Dalk is dit mense, dalk is dit situasies. Jy weet wat die Gees van die Here nou by jou opbring. Maar vanmôre het jy nodig om gehoorsaam aan God te wees en te sê, Here, ek gaan hierdie stap van geloof neem. En ek gaan uit hierdie bekendheid kom, ek gaan uit by Jerusalem kom en in die onbekende inbeweeg, sodat ek U kan vashou, U kan vertrou vir die deurbrake, vir die oorwinnings, vir die oorvloed wat U vir my gaan gee. Sodat ek kan floreer en nie net kan bestaan nie. Ek vra weer vanmôre vir jou, wil jy lewe of wil jy sterwe?
Ek weet nie van jou vanmôre nie, maar ek wil voluit lewe. Ek wil nie net bestaan nie. Ek wil voluit lewe vir die Here. Ek wil voluit 'n verskil vir hom in hierdie wêreld maak. Ek wil waar kom Jesus kan leef vir ander mense. Ek wil die lewe saam met my vrou en my kinders kan geniet. Ek wil dit saam met julle kan geniet. Ek wil lewe maksimaal wat God vir my gedagte het. En as dit kos dat ek sekere goed moet neerlê, dan doen ek dit. Dan wil ek sê, Here, help my sodat ek afhanklik van U kan wees vanmôre. Want weet jy wat, Jesus het dit geen roof geag om sy lewe vir my prys te gee nie. As gevolg van hierdie tafel, as gevolg van hom wat aan die kruis gehang het, as gevolg van die prys wat hy betaal het, kan ek en jy vanmôre in volheid lewe. Kan ek en jy vanmôre floreer. Nie omdat ons so wonderlik is nie, maar deur Jesus Christus en hierdie prys wat hy betaal het. En al wat hy vanmôre van my en jou vra is, gee jou lewe oor vir my. Gee alles oor aan my. Jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, jou gesondheid, alles wat jy het, jou finansies. Gee dit oor aan my. En jy gaan sien hoe ek jou gaan laat floreer in my teenwoordigheid. Is jy gereed daarvoor? Ek wil vra, terwyl julle oë gesluit is, en hulle vir ons saggies musiek daar gaan speel. En almal se oë gesluit is op hierdie stadium. Ek wil vra, as jy vanmôre hier sit en jy dinge waarmee jy moet klaarmaak. Jy dinge wat jou terughou, jy dinge wat jou hou in daardie bekendheid, in daardie gemaksone, dinge wat maak dat jy nie voluit kan leef en voluit kan floreer soos wat God wil hê jy moet nie. Eintlik voel dit vir jou op hierdie stadium jy bestaan net. Jy dryf net rond. Jy het geen rigting, geen doel vanmôre nie. Ek wil jou vra as dit jy is, dat jy daar waar jy is, in jou sitplek gaan opstaan en sê, Here, sien my raak vanmôre. Ek het nodig om met hierdie goed klaar te maak. Dalk is dit vriende, dalk is dit mense, dalk is dit gewoontes, dalk is dit sonde, maak nie saak wat dit is nie. Maar jy weet wat dit is wat jy vanmôre moet los en agterlos om voluit vorentoe te kan beweeg. Jy weet wat dit nodig is vanmôre om die ploeg te kan verbrand, sodat jy nie agtertoe hoef te kyk nie. Want wanneer ons agtertoe kyk, dan mis ons na dit wat God vir my voor my het. Ek mis die toekoms wat hy vir my gedagte het. Want ek nog vasklou aan gister en wat was. As jy nodig het om die verlede te laat gaan vanmôre, staan voor die Here en sê, hier is ek. As jy nodig het vanmôre om vry te spreek, as jy nodig het om te vergewe vanmôre, staan voor die Here en sê, hier is ek, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Is daar nog mense, so ek wil dit nie langer uitreik nie. Your grace is enough for me, Jesus. Die genade is vir my genoeg, Here. Ek wil hê julle wat staan, dat julle julle hande net gaan uitstrek vanmôre. Dankie Heilige Gees, dat die een en elkeen wat vanmôre voor U staan, kom aanraak met die salwing van die Heilige Gees. Here, dankie dat U vanmôre jukke breek, laste afbreek wat so vasgehou het en teruggehou het. Dankie dat U vry maak, dankie dat U lig maak, Here. Dankie dat ons kan losmaak wat ons terughou. En Here, dankie dat ons van vandag af, van hier af, in U krag, in U teenwoordigheid en deur die salwing van die Heilige Gees nou kan floreer. Omdat U ons liefhet en vir ons die prys betaal. Dankie dat niks ons van vandag af sal terughou nie. Dankie dat ons voluit kan lewe, Here. Dankie dat ons die onbekende kan inbeweeg. Dankie dat ons uit ons gemaksones kan beweeg vanmôre. En sê, Here, ek gee daai tree in geloof. Omdat ek weet U is saam met my en U wag vir my daar, Here. Daar waar jy is, begin net sê, dankie Jesus. Dankie vir vrymaking. Dankie vir lewe en lewe in oorvloed. Dankie dat U genade vanmôre vir my meer as genoeg is.
Ek loof U en ek prys U daarvoor. In Jesus naam. Halleluja. Baie dankie, kan die sitplek neem. Terwyl die musiek so speel, saggies wil ek vir U 'n getuienis vertel. Terwyl julle so voor die Here staan, kom dit by my op en ek voel, Here, ek moet dit met die mense deel. Dalk is die een persoon wat dit vanmôre moet hoor. Julle weet, die pad wat ek met my pa stap, ek het dit nou een Sondag so kortliks genoem. 2 weke terug, het ons uitgevind my pa het kanker. En ek is op die vliegtuig, ek en my sussie, en ons kry my broer in die Kaap, en die Here het alles so beskik. Hy het alles so beskik, dat ons al 3 gelyk daar kon kom, en by hom kon wees toe hy die tyding kry en die diagnose van die dokter. Toe my pa ons sien, gryp by ons. Vir die eerste keer in sy lewe sê hy, ek is lief vir julle. En in 'n oomblik, herstel die Here verhoudings, wat soveel jare skade gehad het. Want by my God is niks onmoontlik nie. Jy bid vir jare en jare en jare, en jy loop met 'n seer vir jare. Maar moenie ophou bid nie, moenie ophou vra nie, moenie ophou glo nie. Want God se tyd is altyd die regte tyd. En in 'n oomblik kon die Here daardie verhoudings herstel. Kon ons vergeet van wat was in die verlede. En kon ons vir 'n oomblik by my pa stil staan en sê, ons is hier. Ten spyte van die verlede. Dis 'n moeilike pad wat gestap moet word. Ons weet nie wat die uiteinde gaan wees nie, ons vertrou maar net op die Here. Maar wat ek vanmôre weet, is daar's vrede, daar's versoening, en by God is niks onmoontlik nie. En ek wil jou vra vanmôre, jy kan nie aan hierdie tafel kom sit as jy die vrede in jou hart het nie. Soms moet ons vryspreek, soms moet ons vergewe, soms moet ons laat gaan. Die verhouding gaan dalk nooit weer herstel nie, daar gaan dalk nooit weer 'n verhouding wees nie. Maar solank jy vergewe, solank jy vryspreek, solank jy vrede in jou hart het, dat jy kan nie met daai woede, en jy kan nie met daai onvergifnis in jou hart loop nie. Ek wil jou vra vanmôre waar jy is, maak skoon, maak reg. Maak reg met die Here, maak reg met jouself en die mense om jou. Die lewe is te kort. Hoor wat ek jou sê vanmôre. Die lewe is te kort. Ek of jy weet nie gaan ons genade tyd hê. Kan in 'n oomblik gebeur. En daar is nie tyd om reg te maak. Maak reg vanmôre voor jy aan hierdie tafel gaan sit. Ek gaan vra dat die persone wat die nagmaal bedien vir my hier voor by my gaan kom staan. En ek wil vra terwyl hulle vorentoe kom, jy jou oë gaan gesluit hou daar waar jy sit. En ek wil hê vir 'n oomblik, as die Here vir jou 'n naam of 'n persoon wys, maak skoon vanmôre. Gee daai persoon vir die Here. Spreek vry, vergewe waar jy moet, sodat jy vanmôre aan hierdie tafel kan kom sit met vrede in jou hart. Terwyl die musiek vir ons speel, sluit julle oë. Baie dankie. Here, dankie dat ons vanmôre die voorreg het om aan hierdie tafel te kan kom sit. Here, hierdie tafel wat 'n bewys en 'n simbool is van die prys en die offer wat U vir ons gebring het. Hierdie tafel wat vanmôre kom simboliseer dat alles wat ek nodig het, is te vind in U. U het uitgeroep tetelestai, dis volbring. En U is daar bevryding vanmôre, en U is daar genesing, en U is daar vergifnis van sonde, is daar versoening, is daar redding, genesing, restaurasie, oorwinning,
in die naam van Jesus. En ons dankie vanmôre, Heilige Gees, dat U dit opnuut in ons harte kom vasmaak en kom oopmaak vanmôre. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.